Michelle het hierdie week teruggekom van 'n weeklange trip in Australië waar sy gaan werk het vir 'n rukkie. En sy kon nie uitgepraat raak oor die lekker temperature wat sy daar gehad het en hoe hulle geswem het en al hierdie dinge nie. En dis nou, ek meen, dis in die middel van herfs. So ons sit hier in Wellington, New Zealand onder die kombers en vrek van die koue. En dit het my laat wonder, hoekom het ons nie Australië meer oorweeg toe ons besluit het om te immigreer nie? En ek dink dit kom moontlik terug tot by my experiences in hulle lughawens. En altyd as ek daar kom, kid you not, word ek voorgekeer. Die kiddies en Michelle strol reg deur. Hulle het 'n te lekker tyd en hier word ek voorgekeer en staan daar soos 'n mampara. En ek is seker, is dit my groen paspoortjie of jy weet, die groen mamba, of het ek 'n dwelm gesiggie of wat die storie is nie, maar ek's altyd die een wat voorgekeer word. En dit maak onderliggend maak my dit redelik nervous. Jy weet, veral as my ma kom kuier, maak dit my redelik nervous as sy in Australië aankom, want sy is 'n tannie wat nie 'n moer omgee nie. 'n paar jaar gelede het ons haar gevat Mauritius toe vir 'n vakansie en Michelle het vir haar gesê, "Ma, asseblief, geen eet of drink goed in die sakke nie, jy kry moer se boetes, moenie goed inbring nie." En sy is altyd iemand wat 'n stukkie biltong of selfgebakte beskuit of ietsie het vir die kiddies. En so is ons nou maar deur die lughawens, niks voorgekeer nie, en ek was redelik bly, afgeklim ander kant in Mauritius, en daardie aand in die hotel, hier kom sy aan met haar 2 pakkies biltong wat sy van die huis af gebring het. So, dis asof sy net nie omgee nie, en sy word ook nie voorgekeer nie. Maar Australië is 'n anderste, wat sê jy, 'n kat van 'n ander kleur. En hulle is strenger. Jy weet, ek dink altyd aan daai border control. Daar's 'n tannie met 'n piesang in haar sak of 'n halfgeëte toebroodjie en wat voorgekeer word, en hulle word beboet, jy weet. En dis nou tipies my ma. En gepraat van 'n kat van 'n ander kleur, dis ironies ook as jy kyk na die diere wat hulle daar het. Jy weet, ek kyk na hierdie reality TV goed waar die ouens die wilde beeste vang daar in die woestyn, en dis goed wat glad nie daar moet wees nie. Daar is hierdie wilde beeste en wilde perde en daar is kamele, en ek dink op een stadium het hulle paddas ingevoer wat giftig is om een of ander ding te vernietig. So daar's klomp diere wat hulle in hulle land het wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Maar nou dalk het hulle net hulle lesse geleer en dis hoekom hulle nou so streng is. En hulle kom dalk half mislik baie keer voor op hulle liggawens, jy weet. So ja, hierdie goed is altyd vir my verskriklik interessant. Ek love it om na die reality TV gemors te kyk. Jy weet, die ou wat die beeste jag in Australië. En so het ons ook toe nou gekom by hierdie Instagram video hierdie week waar die ou ondersoek sightings van Black Panthers in Australië. So daar's klomp mense wat uitgekom het en gesê het hulle het sightings gehad van Black Panthers. Amper soos die Bigfoot in Amerika. Dis nou net die panther in Australië. Maar soos hierdie gaan nou maar gaan, hulle het video's en hulle het foto's en ja, briljant. Altyd, jy kan niks sien nie. Jy is nie seker nie, is blurry of is ver of ja, dis so goed, jy kan net nie weet of dit die waarheid is en is die goed nou daar of is dit nie daar nie. En dis bietjie irriterend want die ou se content creator, so hy rek jy goed uit, elke video het 'n cliffhanger. Maar dit bly steeds interessant. Die een video, ek dink die eerste video wat my eintlik gehoek het, was waar hy 'n foto gehad het van voetspore. En hy het hierdie voetspore in air quotes gestuur na experts in Suid-Afrika toe. En sonder enige konteks, so hy het nie vir hulle gesê dit is voetspore uit Australië nie. Hy het net gesê, ek het hierdie voetspore, kan julle al vir my sê wat dit is? En al drie het blykbaar teruggekom en gesê dit is luiperdspore.
Nou, in my kop vir een of ander rede het ek gedink 'n panther se voetspore sal groter wees as 'n luiperd se. En ek het bietjie gaan navorsing doen en blykbaar is 'n panther en 'n luiperd presies dieselfde dier, behalwe dat 'n panther word 'n melanistic leopard genoem. So die enigste verskil is hy het baie donker pigment in sy vel wat hom swart maak. En so dan is die spore presies dieselfde. So dit was baie interessant. Dan het hy video's waar ek dink daar was iemand wat gesê het hulle het een van hierdie panthers raak gery. So hulle het oor die gejaag daar op sy plaas en oor die bult gekom en een van hierdie goed getref. Wat interessant is, want ek sou dink is redelik moeilik om een van daai goed raak te ry. Maar en soos hierdie goed ook moes nou gaan, geen liggaam nie bloed nie, niks nie. Blykbaar het hy oorleef en hy's in die bos in. So die derde ding waarmee hy besig was is 'n ander boer wat gesê het 'n Black Panther het 'n emu gevang op sy plaas. Nou hy het blykbaar hierdie karkas gaan vat en in die vrieskas gegooi. En die laaste paar video's gaan nou oor waar hierdie ou wil nou soontoe gaan en die karkas kry en DNA toetse laat doen om te sien of dit 'n Black Panther is. Nou, ja, content creator se Moses, hy gaan dit nou uittrek vir 200 video's op Instagram en 'n paar kliks kry. So, nie seker wat daar gaan gebeur nie, maar dit bly vrek interessant. Ek moet sê hierdie tipe goed is so right up my alley. Ek love it. Hier in Nieu-Seeland natuurlik het ons dieselfde tipe sightings. Ek het nou eendag gesien waar hulle praat van die Canterbury Panther. En selfde tipe storie sightings hier oor Nieu-Seeland van groot katte. Ek dink dis bietjie minder plausible want hier's nie verskriklike, daar's 'n paar bokke hier, maar meestal is daar hase en voëls. En dis wat die goed hier gaan eet. In Australië ten minste, soos ek gesê het, daar's baie groot diere wat hierdie goed kan eet, daai beeste. Daai goed moet redelik maklik wees om te vang. Jy weet, daar's groot predators, ons weet daar's baie krokodille en daar's dingoes en allerhande goed wat daar oorleef. So ek dink dit is bietjie meer plausible daar as in Nieu-Seeland. Hier dink ek dis dalk meer 'n misidentification. Ons het baie katte hier en baie keer raak baie van hierdie katte wild. Selfs toe my ma was, ek onthou eendag het ons deur die venster gekyk en ons het hierdie massiewe swart kat gesien en sy het vir my gesê, "Jo, kyk daai kat, dis 'n jy weet, dit het eintlik regtig soos 'n tipe panther ding gelyk van ver af, maar soos die kat toe nou nader kom, kon ek sien dis 'n gewone kat wat soos hulle dit hier noem feral geword het. En ek dink dis belangrik om te onthou dat daai goed, jy weet, hulle gaan bietjie groter wees as jou normale huiskat, want dit is net die sterkste van die sterkste wat gaan oorleef in die wild. Jy weet, hulle gaan moet oorleef en hulle gaan na hulle self moet kyk en goed vang. En selfs ons bure se huiskat het al hase gevang. So ek dink daai wille feral cats vang hase en goed en natuurlik gaan dit maak dat hulle sterker en groter word. So in Nieu-Seeland dink ek dis heel moontlik meer 'n misidentification, waar Australië dink ek dis heel plausible. Ons weet in die Tweede Wêreldoorlog het die Amerikaanse soldate Black Panthers oorgebring na Australië toe en daar was vir hulle gesê om hierdie goed van kant te maak, maar jy kan vir jouself dink, jy weet, dit is nou my persoonlike opinie, maar as ek so 'n majestic dier het, gaan ek hom nie net wil doodmaak nie, ek sal hom eerder vrylaat, en ek dink, veral as daar 'n wêreldoorlog aan die gang is, waar niemand kan minder omgee oor of jy 'n Black Panther gaan loslaat nie, dan sou ek die ding net laat gaan net in die wild, jy weet, jy gaan nie verantwoordelik gehou word of enigiets nie. So, definitief 'n plausible ding wat gebeur daar.
In Nieu-Seeland weer, dink ek, wat regtig plausible kan wees, is die moose populasie. So, in 1910 het hulle 10 moose oorgebring van Kanada af, wat hulle vrygelaat het in die Suid-eiland, Fooierdland, dink ek is die plek se naam. En ek meen, dis perfekte kondisies vir daai goed. Dis baie soos Kanada, dis koud, daar bly nie mense nie, dis baie rural, dis moeilik om uit te kom, dit word omring met water, so die kanse dat hulle oorleef het daar is baie, baie groot, dink ek. En ek dink dis actually een van die goed wat op my bucket list is, om daar te gaan kamp vir 'n paar dae en te sien of ek 'n moose kan sien. Want op hierdie stadium is dit nog altyd net spekulasie, niemand kan dit 100% bewys nie. Ek dink een van die goed wat wel my oorreed het, dat daar nog steeds moose is in Fooierdland, is hierdie ou oomie, wat afgetree is, en wat hy doen, basies vir ekstra inkomste, is hy vat mense wat daar wil gaan kamp, hy drop hulle af met sy boot, hulle gaan kamp 'n paar dae en hy kom laai hulle weer op. En hy het 'n paar Kanadese gevat en hulle daar afgedrop. En 'n paar dae later kom haal en met hulle 'n bietjie gepraat oor wat hulle gesien het en gedoen het. En een van die goed wat hulle net so in die passing genoem het, is dat hulle 'n moose gesien het. En I mean, om vir 'n Kanadees weet hoe 'n moose lyk. Dis soos om vir ons Suid-Afrikaners te vra, weet jy hoe lyk 'n kudu of 'n eland of 'n rooibok? Jy weet, hulle word groot met die goed en hulle weet. En natuurlik was hy baie excited en gevra het hulle foto's neem, wat hulle natuurlik nie het nie. Maar ek dink wat dit plausible maak is dat dit klink of hulle gedink het, dis normaal vir moose, daar is moose in Nieu-Seeland. Hulle het nie besef dis iets wat nie regtig hier voorkom nie. En natuurlik, ek meen, as dit iets is waaraan hulle gewoond is, gaan dit nie noodwendig iets wees waarvan hulle 'n foto gaan neem nie. So, ja, dit maak dit moeë interessant. Ek dink, selfs al gaan kamp ek daar en ek kry 'n foto vir video meters van 'n moose af en ek kan dit 100% bewys, wonder ek of ek dit even in die public domain sal sit. Want ek dink, sodra jy dit doen en mense weet daar is actually moose daar, dan gaan hulle gaan en hulle gaan dit wil gaan jag as 'n trofee. En ek het niks teen jag nie, ek jag self. Maar ek dink, jy weet, daar's baie ander goed jy kan jag, daar's honderde stags en goed, wat volop is, wat jy kan jag. En ek dink as jy iets het wat so spesiaal is, wat jy nie baie gaan sien nie, ek sal dit haat as iemand daardie bokke gaan jag. Jy weet, want dis absoluut net majestic, en dis iets wat actually nie veronderstel is om hier te wees nie. So, dit hou amper daai wonder alive, jy weet, en dis iets wat ek dan, as ek dit sal kan bewys, is dit iets wat ek sal gaan doen, gereeld is, om daar te gaan kamp en hulle te gaan soek. En iets wat wel scary sal wees om hier in Nieu-Seeland te sien, dink ek, is 'n moa. So, ons het nou die dag na die museum gegaan hier in Wellington, 'n baie groot bekende museum te Papa. Nou, daar binne het hulle 'n replika van 'n moa. Nou, dit is een massiewe voël. Jy weet, dis baie groter as 'n volstruis. En hulle het so 'n knoppie wat die kiddies kan druk en dan maak dit die klank, nou blykbaar wat hierdie goed gemaak het. En dis scary stuff. Ek moet sê, as ek een van daai goed in 'n bos kry agter my en hy maak so geluid, sal ek my broekie bevuil. Jy weet, dit is een scary ding. Jy weet, selfs al het jy gaan kyk daai video's van hoe kiwis skree in die aand. Dis bloody scary, hoor. En dis klein voeltjies. Jy weet, so jy kan dink as jy daar in die bos loop in die aand en jy kry hierdie massiewe voël agter jou met hierdie klank, ek dink nie dit gaan 'n wonderlike experience wees nie.
En nou sien ek wat is daai company wat die direwolves terugbring, die Colossal Biosciences. Hulle werk nou met mense in New Zealand om die moas terug te bring. Nou, ek weet dis bietjie kontroversieel want ewen as jy kyk na die sogenaamde direwolves wat hulle teruggebring het, is dit dis nie 100% 'n direwolf nie, is maar meer 'n grey wolf wat hulle gaan bioengineer het om sekere eienskappe te hê van 'n direwolf. En dit sal interessant wees om te sien of hulle eintlik 'n moa kan bioengineer of iets te bioengineer wat lyk en klink soos 'n moa. En gelukkig, ek sien hulle sê hulle gaan dit nie in die natuur vrylaat nie. So hierdie goed gaan maar ergens in 'n afgekampte, beskermde gedeelte wees, maar dit sal great wees as mense kan gaan sien hoe lyk die goed ten minste. En ja, as jy kyk na die tegnologie wat hulle gebruik 'n tool wat hulle CRISPR noem. Nou CRISPR, jy weet ek hoor al lank van CRISPR en ek wonder altyd wanneer kom ons op daai lyn wat ons tussen goed wat ons doen en God speel. En dis vir my baie interessant hierdie goed wat hulle doen met die diere en bioengineer en hulle het hierdie, ek weet nie of julle gesien het, hamsters wat hulle gemaak het, die woolly mouse. Dit lyk soos dis nou een van hulle eksperimente op pad na die woolly mammoth toe, maar dis hierdie harige klein muise. Maar daai goed's baie interessant en dink hulle maak enigiemand seer deur daai tipe goed te doen nie. Maar dan kom ons by goed waar hulle eintlik bioengineering doen op mense. Nou, dis waar ek nie altyd 100% seker is van hierdie tegnologie nie. En soos alles, begin dit af met goeie goed. Ek het gesien in Japan byvoorbeeld, het hulle hierdie CRISPR gebruik om wat hulle sê hulle kan Down syndroom voorkom. So, jy weet, dis amazing. As jy daai tipe goed kan doen, jy weet, is dit great. Maar dan kry jy ook die ander kant waar mense begin gedoen soos hulle wil hulle kinders se oogkleur verander voor hulle gebore is. So hulle sal sê, jy weet, ons gaan 'n kind hê, maar ek wil hê hy met blou oë of groen oë. En dis waar ek nie altyd 100% seker is, want ek dink mense gaan hierdie tipe tegnologie probeer monetize. Hulle gaan gedoen soos, jy weet, betaal ons helse klomp geld en ons bioengineer jou kind vir jou en maak hom die mees atletiese en die beste. En dit sal terrible wees as ons in 'n wêreld leef waar net die rykste mense se kinders kan kompeteer op die sportveld, want hulle is gebioengineer. Jy weet, sulke tipe goed. So, ja, interessant en goed om oor te dink. Ek weet nie altyd of ek saamstem met hierdie goed en of ek dit fascinerend vind of dalk 'n bietjie van albei nie, maar ja, laat my weet. Tot volgende keer.